Welkom by Kraakvars uit die kraal, waar ons die wortels van ons geloof verken en kyk hoe dit ons verhouding met God vandag vorm. Ek is Simon en vandag vra ons 'n belangrike vraag. En die vraag is dit: is gebed 'n transaksie met God of is dit iets dieper, iets transformerend? Baie mense bid asof dit 'n onderhandeling met God is. As ek genoeg bid, sal God my seën, of as ek net die regte woorde sê, sal God uiteindelik luister. Maar is dit regtig wat gebed behels? Martin Luther het een keer gesê, gebed is nie om God se onwilligheid te oorkom nie, maar om sy bereidwilligheid vas te gryp. Hierdie woorde daag ons uit om anders oor gebed te dink. Dit gaan nie daaroor om God te probeer oortuig om ons te help nie. Dit gaan eerder oor God se vrygewigheid. Hy is reeds gewillig om te seën, te lei en ons te verander, te transformeer. En daarom die vraag, wat is dan die verskil tussen transaksionele gebed en transformerende verhoudingsgebed? As ons dan heel eers kyk na wat transaksionele gebed is, dan sien ons dis eintlik 'n verkeerde prentjie van God. 'n Transaksionele beskouing van gebed aanvaar dat as ons kant bring, God verplig is om sy kant te bring. Dit klink amper so iets: as ek lank genoeg bid, sal God antwoord. As ek genoeg geloof het, sal God my genees. Of as ek vir die kerk gee, dan sal God my finansies seën. Of as ek die regte woorde gebruik, dan gaan God my met die regte goed seën. Hierdie manier van dink is gevaarlik, want dit behandel God soos 'n verkoopmasjien. Julle weet hierdie masjiene wat mense by die hospitale of by die motorhawens kry, waar jy 'n geldjie ingooi en dan kry jy 'n koeldrank of 'n pakkie chips terug. Dit hanteer God soos so 'n tipe verkoopsmasjien. Gooi 'n geldjie in, gooi 'n gebed in en kry 'n antwoord terug. Maar Jesus waarsku teen hierdie houding. In Matteus 6:7 sê hy, en as julle bid, moenie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle dink hulle sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Die probleem met transaksionele gebed is dat dit God se hart verkeerd verstaan. Dit veronderstel dat hy onwillig is om te antwoord tensy ons hom ooreed. Maar Martin Luther herinner ons, God is reeds gewillig. Die woord herinner ons daaraan, God is reeds gewillig. Ons hoef hom nie te probeer oortuig nie. Hy ken ons dan beter as wat ons onsself ken. Daarteenoor kry ons transformerende verhoudingsgebed, wat in essensie daaroor gaan om die Vader te ken. Met transformerende verhoudingsgebed leer Jesus ons dat gebed oor verhouding gaan, nie transaksie nie. Matteus 6:6 sê Jesus, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer in en maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou beloon. Hiermee beklemtoon Jesus 3 dinge. Intimiteit, gebed is tussen jou en God, nie 'n vertoning vir ander nie. Dit sê iets van vertroue. Jy bid tot 'n Vader, nie 'n veraf onwillige God nie. Die woord hier Abba is om te sê hy is eintlik vir ons soos 'n pappa. Jy bid tot 'n pappa, jy tree in 'n verhouding met jou hemelse Vader. En die derde wat dit uitlig, is dat die beloning van gebed is nie net verhoorde versoeke nie, maar 'n dieper verhouding met God. Verhoudingsgebed verander ons, want dit rig ons harte volgens God se wil en vorm ons karakter. In plaas daarvan om gebed te gebruik om omstandighede
of dinge in ons lewe te beheer, gee ons onsself oor aan God se groter wysheid. In die reformatie het ouens soos veral Luther gebed gesien as 'n daad van geloof. Vir Luther was gebed nie 'n manier om God te manipuleer nie, maar 'n manier om in sy genade te rus. Hy het gebed beskou as 'n lewensnoodsaaklike verbintenis met God. Daarom het hy ook gesê, om Christen te wees sonder gebed is net so onmoontlik as om te lewe sonder om asem te haal. Gebed is noodsaaklik, nie omdat God dit nodig het nie, maar omdat ons dit nodig het. Dit herinner ons aan wie God is, ons liefdevolle Vader, en wie ons is, sy geliefde kinders. Dit help ons om 'n lewe van dankbaarheid teenoor God te leef. Dit help ons om aan te meld vir diens aan God en in sy koninkryk. So wanneer jy vandag bid, vra jouself, bid ek om iets van God te kry of bid ek om hom beter te leer ken? Behandel ek gebed soos 'n transaksie of laat ek toe dat dit my verander? God is nie onwillig nie, hy is reeds gewillig. Die vraag is ons gewillig om hom te vertrou? Is ons gewillig om toe te laat dat hy ons deur gebed, deur verhouding met hom, te transformeer? Ek doen vir ons 'n gebed. Here Jesus, dankie dat ons tot gebed na U mag nader. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons 'n Vader is wat ons liefhet en na ons omsien. Dat U graag, Here, ons harte wil hoor en Here, dat wanneer ons tot U bid, U nie ons alleen net aanhoor nie, maar Here, dat U ook daardeur, deur U Gees en deur U woord, ons lewens transformeer. Help ons, Here, in hierdie week om 'n dieper verstaan van gebed te kry. Help ons om te groei in ons gebedslewe, in ons verhouding met U. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag by Kraakvars uit die kraal. Skakel gerus weer môre in vir die volgende episode. En mag jy hierdie episode ook deel met ander, met 'n vriend of met 'n vriendin, en mag ons almal saam herontdek wat die skoonheid en die mooi van gebed is. Tot volgende keer.